Sjoe, welkom terug almal. Vandag gaan ons praat oor een van die heel mees epiese aksiebelaaie avonture ooit. Ons praat van bose skurke, onnossel konings, dapper helde en 'n reuse agter die skerms ontdekking wat jou mond behoorlik gaan laat oophang. Goed, kom ons duik dadelik hier in. Ek het 'n ernstige vraag vir jou. Wat doen jy as dit voel of God heeltemal stil is? Jy weet, wanneer dinge regtig moeilik of skrikwekkend is by die skool of by die huis en dit voel asof hy nêrens naby is nie. Wel, die storie van Ester gaan presies daaroor. Dis eintlik 'n massiewe raaisel. Dink gou hieraan, in die hele Bybelboek van Ester word God se naam nie eers een enkele keer direk genoem nie. Geen grap nie, nie eers een keer nie. Maar dan, na al die wilde aksie, kom ons by hoofstuk 10, heel aan die einde van die storie. As jy nou 'n groot aksiefliek kyk, verwag jy natuurlik ontploffings en groot vuurwerke aan die einde, né? Maar hoofstuk 10 is net 3 verse lank. Letterlik, net 3 kort versies. Geen drama meer nie, net absolute kalm vrede. Na al daardie mal spanning en dreigemente, eindig die avontuur heeltemal stil, met ou Mordegai wat net rustig sy mense dien. 'n Mens wonder dalk, hoekom op aarde eindig dit so vervelig? Om dit te verstaan moet ons eers so 'n bietjie terugspoel. Stel jouself voor, dis 'n vinnige fliek voorskou, reg? In hoofstuk 1 het ons 'n koning wat verskriklik graag met sy mag spog, maar wat absoluut geen wysheid het nie. Dan, in hoofstuk 2, word 'n doodgewone weesmeisie ewe skielik die magtige koningin van Persië. Boem! Hoofstuk 3, die skurk, Haman, stap in met hierdie aaklige, wrede plan om al God se mense uit te wis. Dan slaan ons hoofstuk 6, waar 'n koning se slapelose nag letterlik die geskiedenis verander. En dan, uiteindelik in hoofstuk 9, word die dag wat bedoel was vir dood en verwoesting heeltemal omgedraai in 'n dawerende dag van oorwinning en feesviering. En dit wys briljant vir ons presies hoe ongelooflik dapper ons koningin regtig was. In hoofstuk 4 moes sy 'n lewensgevaarlike keuse maak. Sy kon probeer om veilig in haar luukse paleis weg te kruip, of sy kon na die koning stap en haar eie lewe waag om haar mense te red. Sy sê toe daardie bekende, kragtige woorde: "As ek omkom, dan kom ek om." Sy kies basies om heeltemal beheer oor te gee aan die God wat sy nie eers met haar eie oë kon sien nie. Nou hoor net wat gebeur volgende. Dis eintlik skree snaaks. Die skurk bou hierdie massiewe galg, hy's regtig op die punt om te wen. En hoe draai dinge toe om? Stuur God groot weerligstrale uit die lug? Nee, glad nie. Die magtigste koning in die wêreld lê in sy bed en hy kan net doeteenvoudig nie aan die slaap raak nie. Ek meen, wat is die kanse? Hy vra toe vir 'n slaaptydstorie uit die geskiedenisboeke en juis daardie nag hoor hy hoe Mordegai in die verlede sy lewe gered het. Die hele bose plan val uitmekaar, alles net as gevolg van een ou wat in die nag rondgerol het. En dit is die groot, agter die skerms geheim van hierdie hele storie, die onsigbare hand. God is eintlik soos 'n onsigbare flikregisseur wat heeltemal in beheer is van alles. Hy gebruik gewone, aldaagse dinge, Ester wat koningin word, 'n koning wat in sy bed lê en wakker bly, en snaaks genoeg, selfs Haman se eie bose planne, om die vyand heeltemal te uitoorlê. Hy red sy mense en dit alles lei toe na daardie reuse, vrolike fees wat hulle Purim noem. In die kerk het ons hierdie groot, spesiale woord hiervoor. Ons noem dit voorsienigheid. Maar wat dit eintlik net beteken, is dat God altyd besig is om agter die skerms te werk om seker te maak alles werk mooi uit, selfs wanneer ons hom glad nie kan sien nie. Hy gebruik nie altyd groot, dramatiese wonderwerke nie. Soms werk hy deur jou daaglikse besluite, of in gewone gesprekke, of selfs net waar jy toevallig in die klas op skool sit. Dis eintlik so ongelooflik troostend. Veral as die wêreld vir jou 'n bietjie skrikwekkend of heeltemal deurmekaar voel. So, hoe pas alles dan by mekaar aan die einde? Wel, Mordegai was 'n ongelooflike leier daar in hoofstuk 10. Hy het gesorg dat sy mense vrede het en hy sommer bevorder na die tweede magtigste man in die hele land. Maar weet jy, Mordegai was maar net 'n skaduwee wat vooruit gewys het na die regte groot held. Hy kon net vir 'n rukkie tydelike vrede in Persië bring, maar Jesus, ons ware koning, hy bring vir ons ewige vrede met God. Ester en Mordegai was verseker ongelooflik dapper, maar Christus is die ware redder, die ware middelaar, die een wat reg in die middel kom staan het om ons weer vriende met God te maak. En weet julle hoekom? Want kyk, Ester het gesê sy sal dalk haar lewe waag om haar mense te red. Maar Jesus het baie verder as dit gegaan. Hy het nie net sy lewe gewaag nie, hy het werklik sy lewe daar aan die kruis gegee. God kon nie net ons feite ignoreer nie. Jesus moes die straf dra, sodat God heeltemal regverdig kon bly terwyl hy vir ons ewige lewe en verlossing verniet gee. So,
Die heel belangrikste punt is, nou dat ons hierdie wonderlike geheim van God se onsigbare hand ken, hoe moet ons vandag leef? Wel, hier is 3 vinnige dinge. Nommer 1, vertroue. Al lyk dinge hoe sleg of donker, ons God is in beheer, definitief. Nommer 2, moed. God het jou op 'n spesifieke plek gesit vir 'n rede, so wees net so dapper soos Ester. En nommer 3, herinnering. Net soos die mense van ouds groot feeste gehou het om nie te vergeet wat God gedoen het nie, moet ons altyd na die kruis kyk en onthou hoe Jesus ons klaar gered het. En dit bring ons by 'n laaste groot gedagte om oor te kou. Ester 10 leer ons dat die vyand op die ou end nooit wen nie. Dis hoekom daar in daardie laaste hoofstuk net pure vrede en rustigheid was. Ek wil jou hiermee los. As God 'n donker, gevaarlike en amper onmoontlike storie soos Ester se so heeltemal kan omdraai, wel, wat dink jy kan hy in jou lewe doen? Onthou altyd, as jy in God glo, is sy laaste woord oor jou lewe nooit vrees nie, maar altyd genade, lewe en absolute vrede. Tot volgende keer. Wees dapper julle.